Goeiemôre broers en susters, liewe gemeente. Het is my voorreg om weer by u te wees en soos Teresa gesê het, ons is familie en dit voel soos 'n tuiskoms by familie as mens hier kom. So baie dankie vir u en altyd vir die vriendelike ontvangs. Dit is altyd lekker. Ons gaan ons instel op 'n ontmoeting met God en ook probeer luister vir wat God vanoggend vir my en vir elkeen van u gaan sê. Daarom begin ek met 'n woordem seëngroet en daarna gaan ons 'n loflied sing, lied 200, as ek klaar is met die woordem en die seëngroet. Hoor hemele, ek praat, luister na my woorde, o aarde. My onderrig kom na julle toe soos reënwater. My woorde verkoop julle soos dou, soos sagte reën op die grasies, soos reënbuie op die graan. Liewe gemeente, ons begin ook vanoggend hierdie diens in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daarom groet ek u graag met 'n seën uit die boek Deuteronomium, hoofstuk 32 vers 3 tot 4. Ek wil die naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid. Hy is die rots. Sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here saam uit lied 200, strofes 1 tot 3. En dit sluit ook aan, u goedheid Heer kan ons nie pyl, by dit wat ek sopas in die woordem en die seëngroet ook vir u gesê het.
ons gaan in die volgende gedeelte bietjie nadink oor wat tradisioneel gesê word die wet en die skuldbelydenis. Met ander woorde, dit wat God van ons verwag, hoe ons eintlik moet lewe, wat die ewige wil hê ons moet doen in die lewe. En ek gaan vir julle gedeelte voorhou uit Jesaja hoofstuk 1 vanaf vers 10. En vanuit hierdie gedeelte dink ons bietjie na oor of ons lewe, of ons dit haal wat God eintlik van ons verwag. Vanaf vers 10 tot vers 17. Luister na die woord van die Here. Gee aandag aan die wet van ons God. Wat baat julle magdom offers my? Vra die Here. Miskien kan ek myself net hier in die rede val. Die tekslesing wat uit Deuteronomium net nou kom, verwys ook na offers. So daarom het ek ook hierdie keuse hier gemaak, omdat dit saam met mekaar praat, wil ek sê vandag hierdie tekste. Wat baat julle magdom offers my, vra die Here. Wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis van julle om my voorhowe te vertrap? Hou op om waardelose offers aan te dra. Ek kan nie onreg en gewyder is daar verdra nie. Maar dit is nie teen offers nie, maar is teen offers wanneer daar nie reg geskied nie. As julle julle hande uitstrek, sluit ek my oë vir julle. Selfs as julle baie bid, luister ek nie. Weereens, dis nie teen gebed nie, maar hoekom sê die teks dit? Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle. Verwyder julle bose dade voor my oë. Hou op om kwaad te doen. En dan kom die positiewe wat God van ons met ander woorde verwag. Leer om goed te doen. Bevorder die reg. Lê die onderdrukker aan bande. Handhaaf die reg van die weeses. Die vaderlose staan eintlik in die teks, maar vandag sal ons dit vertaal as die weeskind. Verdedig die weduwee se regsaake. Nou liewe gemeente, wanneer ons hierna luister, dan weet ons meestal eintlik dat ons in ons alledaagse wandel en ons dade en dit wat ons doen, dat ons eintlik tekort skiet. Selfs al wil ons, soos Paulus sê, die goeie doen, moet ons ook sê, ons faal. Ek was ongelukkig nou weer kort af in my meer. Ek het iets vir iemand gesê, ek moes my tong in toom gehou het, en na die tyd dink jy, hoekom het ek dit gedoen? Maar jy het dit klaar gesê. Ek het iets nie gedoen, wat ek dalk moes gedoen het. So ons besef dat ons nie voldoen aan die verwagtinge van hierdie teks, soos wat dit in die boek Jesaja verwoord word nie. En daarom is dit ook nodig, gemeente, dat ons onsself moet verootmoedig voor God en pleit vir sy genadige ontferming. Kom ons doen dit deur middel van 'n gebed, deur die middel van die volgende gebed, so sluit u oë asseblief. Genadige God, ons bely dat ons teen u in gedagte, woord en ook in daad gesondig het. Ons het gesondig deur dit wat ons gedoen het, maar ook dikwels deur dit wat ons nagelaat het om te doen. Ons het, selfs al het ons probeer, u nie altyd met ons hele hart lief gehad. Ons het ook nie ons naaste soos ons self lief gehad. En Here, daar faal ons eintlik die meeste. Want soos ook in die lied wat ons in die voorsang gesing het, God is liefde, en as God se liefde in ons is, moet dit tot uiting kom in dit wat ons teenoor ons naaste doen. Ons is jammer en ons bely dit nederig voor u. In die naam van u Seun Jesus Christus
Wees ons genadig en vergewe ons, sodat ons U teenwoordigheid kan geniet. Wys ons hoe om so te lewe, dat ons deur ons lewe U naam verheerlik. Amen. Nou, liewe gemeente, indien ek en U onsself opreg voor God verootmoedig en ook bely dat ons nie altyd doen wat van ons verwag word nie, kan ek vanoggend aan U die versekering gee, die volgende versekering, naamlik dat God altyd 'n God van tweede kanse en oorbegins. God kom altyd na ons toe. Dat God U altyd weer kies om in sy koninkryk diensbaar te wees. God gebruik ons, net soos ons is, onvolmaak met ons foute, geneig om foute te maak, om te struikel en om te val. Maar sy genade is altyd groter as ons foute en mislukkings. Deur God se genade word ons ook in staat gestel om veral met ander se foute geduldig te wees. In voorbereiding op die prediking gaan ek eers 'n gebed doen en daarna gaan ons lied 163 sing soos 'n wildsbok. Maar ek kan die oë sluit vir 'n gebed sodat ons onsself kan instel op wat God met ons gaan praat uit sy woord. Gees van die lewende tuinier, van die lewende God, wees vir ons die een wat ons siel voorberei vir U woord. Ek wag in stilte op U. Ek wag geduldig op U. Maar nou in die kragtige naam van Jesus, waag ek om U te smeek. Hark weg die dooie blare van die verlede. Vergrys die harde kluite van my weerbarstige gewoontes. Werk diep in my in, die ryk kompos van U nuwe visie en U vreugde. Here, plant diep in my siel U lewegewende woord. Versorg dit, gee dit water, koester my hart, sodat die nuwe lewe, die lewe wat U van my verwag, in my kan ontkiem, kan groei en kan blom. Amen. Sing lied 163 soos 'n wildsbok. Baie dankie.
Liewe broers en susters, die predikingteks of die prediking is vanoggend oor 'n gedeelte uit die boek Deuteronomium. Byna aan die einde van die boek, Deuteronomium 26, hoofstuk 26, verse 1 tot 11. En dan hoofsaaklik gaan ek fokus op die verse 5 tot 10. As die kern van waaroor ek graag die boodskap vanoggend met u wil deel. Eers vir u Deuteronomium 26 vers 1 tot 11 voorlees. Wanneer jy in die land aangekom het, wat die Here jou God vir jou as erfdeel gaan gee om in besit te neem, en jy daar gevestig is, moet jy van die eerste opbrengs van al die vrugte wat jy oes, op die grond van die land wat die Here aan jou gee, neem en in 'n mandjie sit. Gaan dan na die plek wat die Here jou God sal kies om sy naam daar te vestig. Wanneer jy by die priester aankom wat in die dae daar sal wees, moet jy vir hom sê, ek maak vandag aan die Here die God bekend dat ek aangekom het in die land wat die Here met 'n eed aan ons voorvaders beloof het om aan ons te gee. Die priester moet die mandjie uit jou hand neem en dit voor die altaar van die Here jou God neersit. Wat ek net nog gesê het, dit gaan hier oor die offer, die vrug van die land, die mandjie wat dan gegee word met die vrugte, of die graan. Dan moet jy en dan hier's die kerngedeelte, vers 5 tot 10, dan moet jy voor die Here jou God bely en sê, my vader was 'n rondswerwende Arameer, dan word verwys na Abraham. Hy het na Egipte afgegaan en met min mense as 'n vreemdeling tydelik daar gaan woon, Abraham en die geslagte daarna. Daar het hy 'n groot nasie geword, magtig en talryk. Maar die Egiptenare het ons sleg behandel, ons onderdruk en ons aan harde slawewerk onderwerp. Toe het ons na die Here, die God van ons voorouers, om hulp geroep. Die Here het ons gehoor en ons ellende, ons swaar kry en ons verdrukking raak gesien. En die Here het ons met 'n sterk hand en uitgestrekte arm uit Egipte uitgelei. Ja, met 'n vreesaanjaende mags vertoon, met tekens van mag en wondertekens. Hy het ons na hierdie plek gebring en aan ons hierdie land gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hier het ek nou die eerste vrugte gebring van die grond, wat U Here vir my gegee het. Sit dit dan voor die Here jou God neer en buig in aanbidding. Buig in aanbidding voor die Here jou God. Dan vers 11, die afsluitende vers, jy moet vrolik wees oor al die goeie dinge wat die Here jou God aan jou en jou huis gegee het. Jy en die Lewiete en die vreemdelinge wat by jou is tot sover. Die tema waaroor ek graag vanoggend met u wil praat is, wanneer 'n verhaal 'n geloofsbelijdenis word. Wanneer 'n verhaal 'n geloofsbelijdenis word. Broers en susters, vir baie mense vandag voel dit asof hulle self in 'n ontluisterende wêreld bevind. Die wêreldpolitiek is op die oomblik baie deurmekaar. Lande is intern deurmekaar. Daar is oorloë wat woed, dreigings van oorloë. En ook ons hier in Suid-Afrika voel die woelinge van wat op die wêreldtoneel, maar ook in ons eie land gebeur, voel ons daagliks, weekliks, elke jaar. Dit het ook 'n impak op die ekonomie, dit het ook 'n impak op ons eie belewenis van wat gebeur.
So baie mense ervaar miskien vandag iets soos 'n geestelike skok. Soos wat ons eintlik lees in die verhale van Adam en Eva en dit wat hulle ervaar het met die verbanning uit die tuin van Eden. Dit voel partymal vir 'n mens asof jy die betowerende tuin moes verlaat het, want al hierdie goed wat rondom ons besig is, woel, dit raas in ons koppe. Asof ons hierdie betowerende tuin moes verlaat, waarin daar 'n stukkie rustigheid was, en waar kommunikasie met God moontlik was. En soos hierdie teks sê, dat dit daarin bestaan het, teen die tyd dat die aandwind opgekom het, en God deur die tuin gewandel het. Genesis 3. En toe die mense verban is uit die tuin, het hulle daardie ervaring nie meer gehad nie. Dit word eintlik 'n stuk ballingskap. Jy bevind jou buite die tuin van rustigheid. Die tuin waar dit maklik was om met God in aanraking te kon kom en met God te kon praat. Dit voel vir die mens soms, jy verruil die intieme wandel met God vir die leegheid en die kilheid van 'n wêreld wat deur mekaar gewoel word. Hierdie onsekerhede het ons soos 'n dief in die nag bekruip. En skielik staan dit lewensgroot voor ons en word ons daarmee gekonfronteer. Mense word ook in hulle eie persoonlike lewens, binne eie familiekring, gesinskring, vriendekring, werkskring, gebeur ook dinge wat jou soos 'n dief in die nag bekruip. En skielik word jy lewensgroot daarmee gekonfronteer. Maar te midde van hierdie dinge, te midde van hierdie ervarings, as iemand vir u vandag sou vra, wat beteken dit vir u om 'n gelowige te wees? Wat beteken dit vir u om aan 'n God vas te hou? Is dit dan vir u moontlik om u geloof kort en bondig te formuleer? So kort en bondig, dat dit ook vir ander mense maklik verstaanbaar kan wees. En dan wil ek graag vir u sê, het ons 'n voorbeeld in hierdie teks, wat ek nou net vir u gelees het, Deuteronomium 26, en veral vers 5 tot 10, het ons 'n Ou Testamentiese geloofsformulering, wat vir my en vir u dalk kan help. As u miskien hierdie vraag sou vra, hoe kan ek my geloof kort en bondig formuleer? So Israel het voortdurend op verskillende maniere probeer getuig van hulle ervaring van God. Hulle het nie moeg geword om te vertel van God se verhouding met hulle nie. En een van die belangrikste geloofsbelijdenisse van die Ou Testament kry ons dan juis in hierdie teks, Deuteronomium 26. Die teks word geskryf asof hulle nog buite die land is en in die land in moet gaan, soos wat die verhaal eintlik daar opgeteken is. En dan weet ons eers daarna in Joshua word vertel van die intog. Maar as 'n mens bietjie krities na hierdie teks kyk, of wat die eksegese, die teologie wetenskap ons geleer het, kan ons eintlik aflei uit hierdie teks uit, as ons dit fyn lees, dat hulle reeds in die land is. Alhoewel die teks geskryf word asof hulle nog in die land moet ingaan, kan ons aflei dat sowel die besit van die land asof die offer van die eerste oes reeds 'n veronderstelling is in hierdie teks. Hierdie liturgie was deel van die seremonie waar tydens die eerste vrugte van die oes in die sentrale heiligdom geoffer word. Hierdie seremonie kan ons voorstel, en ons is byna in terme van ons
in die suidelike halfrond kom ons nader aan hierdie tyd. Hierdie seremonie sou waarskynlik aan die einde van die somer, aan die begin van die herfs plaasgevind het, wanneer die eerste oes daar was. Suid-Afrika sal ons dink aan Maart, April waarskynlik. Of dalk al selfs in Februarie, maar eerder Maart, April. Hierdie offer van die eerste graan of die vrugte was 'n dankoffer wat die gelowige na die sentrale heiligdom gebring het. Ten einde hulle dankbaarheid toon vir al die goeie dinge wat die Here hulle God aan hulle huisgenote en hulle stam gegee het. So individuele gelowiges in Oud-Israel het die opdrag ontvang om jaarliks 'n mandjie met die eerste produkte van die oes as 'n offergawe te gee. Hierdie seremonie was uitgevoer aan die begin van die oesperiode. Voordat jy oes en vir jouself vat, moes jy die eerste wat jy geoes het as 'n offer bring. En dan kom die gedeelte, die geloofsbelijdenis as deel van hierdie teks. Die geloofsbelijdenis wat deur elke gelowige by die altaar in die teenwoordigheid van die priester opgesê is, verduidelik juis die betekenis van hierdie seremonie. Voordat die mandjie met graan of vrugte voor die altaar neergesit word, het die persoon wat die offer gebring het, sy offer aangebied met die volgende erkenning: dat ek gekom het in die land wat die Here met 'n eed aan ons voorvaders beloof het om aan ons te gee. Die priester neem die mandjie en plaas dit voor die altaar, terwyl die gelowige voortgaan met die belydenis van sy geloof. Die verse 5 tot 10 wat daarna volg, vorm die kerngedeelte van hierdie teks. Dit vertel van Israel se ervaring van die magtige dade van God. Die magtige dade wat in hulle voorgeslagte se lewens plaasgevind het. Dit vat 'n lang magdom stuk geskiedenis saam eintlik in 5 verses. Hierdie teks het waarskynlik in die jare 650 voor Christus in Jerusalem tot stand gekom, in 'n tyd waarin daar groot politieke onstabiliteit was. Vanaf die eeu daarvoor, 733 tot 622, was Juda 'n vasaalstaat van die magtige ryk Assirië. In die aangesig van hierdie magtige kultuur, hierdie magtige militêre masjien, was dit vir Juda nodig om weer iets van hulle eie identiteit te definieer. En met koppeling aan motiewe uit die aartsvaderverhale van Abraham af en die res, asook die Exodus-verhale, word hulle herinner aan die heilshandeling van God met hulle voorgeslagte in hulle vroeë geskiedenis. In hierdie gedeelte verwys die bidder ook na die ervaring van slawerny in Egipte. God het hulle egter met magtige dade daaruit bevry en hulle gebring na hierdie plek, 'n land wat oorloop van melk en honing. Die gelowige verklaar dan dat dit die rede is waarom hy, hulle die eerste graan van die oes na die tempel gebring het, terwyl hulle by die altaar